Ek wil vir ons open en ek wil 2 Timoteus 3 lees. Nou daar's heelwat skrifgedeeltes wat oor skrifbeskouing gaan en die agtergrond daarvan, maar ek wil vanoggend 2 Timoteus 3 lees. Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. Keer jou ook van hierdie mense af, want uit hulle is die wat in die huise insluip en arme vroue gevangen neem wat met sondes belaai is en deur allerhande begeerlikhede gedryf word, wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kan kom nie. En net soos Jannes en Jambres Moses teëgestaan het, so staan ook hierdie mense die waarheid teë. Mense verdorwe in hulle verstand, onbetroubaar ten opsigte van die geloof. Maar hulle sal nie verder voortgaan nie, want hulle dwaasheid sal vir almal duidelik wees, soos ook die van daardie manne geword het. Maar jy het my navolger geword in leer, lewenswandel, planne, geloof, lankmoedigheid, liefde, lydsaamheid, vervolginge, lyding, soos my te beurt geval het in Antiochie, in Iconium is in Lystra. Watter vervolginge het ek nie al verdra nie, en die Here het my uit almal verlos. En almal wat ook godvrugtig wil lewe in Christus Jesus sal vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger, hulle wat verlei en verlei word. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die heilige skrifte ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke werk volkome toegerus. So 'n hele mondvol wat ons hier uit 2 Timoteus 3 hoor. Ek herhaal weer vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Kom ons maak net die oë saam toe. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons hierdie wonderlike geleentheid kan hê, waar ons lekker saam kon eet, maar waar ons ook nou versterk mag word met ander brood, waar ons verkoop kan word met ander drank, wat nie aardse brood en aardse drank is nie. Ons wil vra, Here, dat U vir ons sal seën in hierdie saamwees, dat hierdie onderwerp en die aanbieding daarvan prikkelend vir ons sal wees om meer te wil uitvind, maar ook om vir onsself groter duidelikheid te kry oor waar ons staan ten opsigte van hierdie sake. Ons wil bid, Here, dat U Uself sal verheerlik in ons saamwees en dat U vir ons sal bou in die geloof. In Jesus naam, amen. Die tema vir vanoggend is die godsdienstige termometer van kerk en samelewing. Skrifbeskouing. So, dis 'n belangrike onderwerp. Baie mense het 'n skrifbeskouing, maar hulle weet nie wat hulle skrifbeskouing is nie.
So is 'n ding wat so 'n bietjie onder die oppervlak funksioneer en ons gaan ten minste mense prikkel om te sê kyk bietjie na jou eie skrifbeskouing. Want baie mense sal sê waarvan praat ons op die aarde? En as 'n mens nou ook gaan kyk en die professore moet maar sê, dan sal ons sien daar's nie 'n definisie waaroor almal saamstem nie. So dit is rofweg breedweg sal mense saamstem, maar daar's nie 'n spesifieke definisie soos in die wiskunde of wetenskap wat jy 'n spesifieke ding kan sê dis dit en dit is klaar nie. Mense weet ook nie wat hulle skrifbeskouing is nie, maar die saak van skrifbeskouing kom na vore wanneer mense die Bybel gebruik in gesprekke en in argumente en 'n mens lees dit in boeke, in artikels en koerantberigte wanneer mense skryf. En as dit veral gaan oor volkereverhoudings, dan gaan mense uit die Bybel uit aanhaal. Of wanneer dit gaan oor sake soos vrou in die amp of egskeiding of nagmaalviering of die doop of die geslagskwessies, die hele ding oor seksualiteit, Sondagviering, genadedood, feitelik enige van hierdie goed wat so bietjie met die etiek te doen het, hierdie onderwerpe trek 'n mens se skrifbeskouing na die oppervlak toe. En as ons na hierdie onderwerpe kyk, weet ons gelowiges verskil van mekaar daaroor en hulle verskil heel waarskynlik daaroor omdat hulle siening van die Bybel en hoe ons met die Bybel werk daarvan verskil. So as ons praat van skrifbeskouing kan ons sê die manier waarop 'n mens na die Bybel kyk en die gesag wat jy daaraan toeken is jou skrifbeskouing. Ek hoop is eenvoudig genoeg dat dit nie net eenvoudig is nie. So maar dat 'n mens daarom kan sê binne hierdie vertrekpunt kan 'n mens sê hoe meer 'n mens akademies daarop ingaan, hoe dieper kan 'n mens natuurlik ook op hierdie ding delf. So die vraag wat ons vra is die skrifbeskouing op die voorgrond of op die agtergrond? En ek dink die foto wat daar op die skyfie is, kan 'n mens baie mooi laat verstaan wat se verskil dit maak as iets op die voorgrond of iets op die agtergrond funksioneer. Want by baie mense funksioneer daar 'n bepaalde skrifbeskouing, maar is nie noodwendig op die voorgrond van hulle denke nie. So hulle praat en dink oor aktuele sake vanuit 'n gelowige oogpunt, maar hulle het nog nie vir hulle self duidelik gemaak en uitgemaak watter plek die Bybel in hulle lewe inneem nie. In ons kultuur sal mense, veral wanneer daar 'n godsdienstige ondertoon aan 'n gesprek is, gaan hulle die Bybel aanhaal as 'n bron. Min mense sal die waarde van die Bybel ontken en die manier waarop jy dit gaan gebruik gaan bepaal wat jy sê, maar dit is vir baie mense nie op die voorgrond nie. En dan het hulle ook nog nie die gesag van die skrif oor hulle hele lewe deurdink nie. Vir party mense is dit 'n bron wat jy aanhaal en dit is 'n goeie bron, maar dit bly op daai akademiese vlak. Ek sê baie keer vir my katkesante, die verskil tussen iemand wat die Bybel ken en iemand wat hemel toe gaan is so 30 cm lank. En is die 30 cm van hier af tot hier. En jy kan dit met 'n kind en 'n groot mens kan jy dit gaan meet. So mense kan die kennis hê, maar hulle het nog nie dit vir hulle deurdink oor wat die Bybel vir hulle beteken nie. Daar's 'n spektrum waarop mense beweeg as jou skrifbeskouing net 'n agtergrond saak is, as jy dit nog nie heeltemal deurdink het nie. En met die een onderwerp gaan jy sterk hieroor voel, positief, en met 'n volgende onderwerp gaan jy sterk negatief daaroor voel. So jy gaan nie konsekwent met jou Bybel en skrifbeskouing werk nie. Met sekere goed gaan jy sê, ja, maar die Bybel sê so, en met ander sake gaan jy sê, ja, die Bybel sê so, maar. En dan word dit 'n groot storie. Daar's mense byvoorbeeld wat 'n baie duidelike standpunt teen moord het, maar wat nie 'n duidelike standpunt teen abortus het nie. En ek dink julle weet en julle ken waarskynlik en het al met mense gepraat wat
wat teen en vir sake is wat jy eintlik op dieselfde manier moet beskou. So kry mense dit baie keer dat iemand aanvaar evolusie, maar hy keer homoseksualisme nie goed nie. En dan is jy nie konsekwent met jou skrifbeskouing nie. Dieselfde met vroue in die amp, maar jy aanvaar nie die transgender rolle nie. Jy is tevrede met vroue in die amp, maar jy is nie tevrede met geslagsveranderinge of met ander variasies wat daar midde die geslagskwessies vandag is nie. En so kan 'n mens na klomp goed kyk. So skrifbeskouing moet op die voorgrond kom en in die prentjie hoop ek dit val julle op dat die dame se bloemer steek uit aan die onderkant. So ergens in die gesprekke, as jy 'n bedenklike skrifbeskouing het, gaan die bloemer uitsteek aan die onderkant. So ja, daarom moet ons skrifbeskouing, moet ons maar daaroor dink en vir onsself afvra waaroor gaan dit. So hoe is dit moontlik om byvoorbeeld vir die vrou in die amp te wees, maar teen abortus? Waarom word sekere standpunte verduidelik met ja, dit staan in die Bybel, maar en 'n ander standpunt word kort en saaklik aanvaar omdat die Bybel so sê. Ons weet die Bybel spreek nie alles aan nie, daar's nie vir elke moderne probleem 'n versie nie, maar die beginsels van die Bybel strek hom tog baie duidelik oor die hele lewe uit. In Matteus 5 lees ons hoe dat die Here telkens sê, julle het gelees dat daar in die Ou Testament gesê is jy mag nie begeer nie, maar ek sê vir julle, en dan brei hy uit en hy pas die beginsel van die skrifuitspraak toe. En so weet ons is daar niks in die etiek, niks wat met mense gebeur wat ons nie terugbring uiteindelik na die skrif nie, na die skrif die beginsels vir ons hele lewe duidelik maak. So gaan die onderrok van jou beskouing oor die skrif ergens uithang, die bloemertjie laat hy uitsteek. En by hierdie laaste puntjie op die skyfie wil ek 'n bietjie stil staan, want dit is 'n merker, sekere dinge, mense sal sê sekere dinge is maar 'n Bybelskrywer se persoonlike standpunt. En ons het dit die afgelope week op een van ons besprekingsgroepe gehad. Ja, Paulus sê dit, maar hy's tipies van die ouens van sy tyd. Of dat mense sê 'n sekere standpunt verteenwoordig net die antieke samelewing se siening en ons is nie meer daar nie. En partykeer voeg hulle dit saam en sê soos ja, Paulus is maar 'n chauvinis soos wat al die mense van sy tyd was en dit is maar hoe die dinge deurgegee is en die Bybel is net 'n getuienis daarvan. En dis hier waar ek sê ons leef in 'n postmoderne wêreld en die postmodernisme is om ons en ons leef in die wasem van die postmodernisme. En ons moenie laat hierdie wasem van die postmodernisme deur ons ingeasem en deel van die siel van ons skrifbeskouing word nie. So en dit is baie gevaarlik. Mense dink partykeer postmodernisme gaan net gepaard met liberalisme en humanisme en alles wat links is. Daar's postmoderne rassiste, daar's postmoderne konservatiewes, daar's postmoderne gereformeerdes. En hulle sit dalk partykeer tussen ons. Want 'n postmodernis sê ek besluit vir myself. En ek sal besluit waarna ek moet luister of nie. En op daai manier is jou denkwyse, jou raamwerk is postmodernisties, jy het net gekies om in 'n gereformeerde tak hak jy dalk net lekkerder vas, maar dis nie oor dit 'n beskouing is wat van die skrif afkom nie, dis maar omdat jy besluit het, dis die tak waarin ek vashou. So daar is 'n definitiewe en 'n radikale verskil in die denkwyse van 'n postmodernis en iemand wat werklik 'n betroubare, stewige
skrifbeskouing het en wat daardeur gevorm word. Tog is die probleem 'n bietjie moeiliker as net om te sê die Bybel sê so en klaar. Die jong mense sê nou die dag vir my, wat beteken basta? Hulle ken nie meer vir basta nie. So, die Bybel sê so en klaar. Die laaste woord is gespreek, dis wat basta beteken. Nou redeneer ons nie verder daaroor nie. Deuteronomium, wie van ons het kledingstukke van verskillende materiale aan? Want die Bybel sê dit mag nie. Van die boere en van, ek weet nie, dit is seker blomme ook, mag 'n ou 2 gewasse in een bedding plant. Want dit staan in Levitikus. Die prentjie van die ou varkie wat daar is, mag ons sy vleis eet of nie? Moet ons nie eerder die Saterdag Sabbat onthou nie, want Levitikus en ander gedeeltes sê vir ons, dit is tog 'n ewige verbond. Hoe kan ons nou die dag skuif en so meer? Moet ons nie ook maar besny word nie, want dis 'n ewige insetting. En so kan ons gaan kyk en ons moet sê, ja, daar is seremoniele en burgerlike wette in die Ou Testament, wat in Christus vervul is. Daar het 'n nuwe bedeling in Christus aangebreek, en elke Ou Testamentiese wet of voorskrif kan nie so op ons afgedwing word, omdat dit in die Bybel staan nie. Maar die probleem lê ook daarin om te onderskei watter voorskrifte seremonieel en burgerlik van aard is en watter nie. En ook in daardie onderskeid gaan die plek wat Christus in die skrif inneem bepalend wees, en sal die onderskeid van mense se hantering van die skrif ook daarin duidelik na vore kom. So is nie so eenvoudig nie. Prof Koos, hoeveel jaar gelede het ons deur Deuteronomium gegaan en Levitikus? So daar met die Bybelstudies het 'n mens hierdie probleme, het Prof Koos baie duidelik aangespreek. En op die ou einde is dit so dat ons nie elke burgerlike of seremoniele wet van die Ou Testament is van toepassing op ons nie. Hierdie goed wat uit 'n sekere deel in die ooste van die wêreld vandaan kom. Werk nie so lekker nie, vir een of ander rede wil hy nou ook nie werk nie. Goed, so mense se lewens- en wêreldbeskouings, ook die ideologie, lê baie naby aan jou skrifbeskouing, en dis nie heeltemal oorvleelend nie, maar dit beïnvloed mekaar onderling. Daar was ook 'n gesprek daaroor gewees. So wat is 'n lewens- en wêreldbeskouing? Wat is ideologie? Wat is skrifbeskouing en watter invloed het dit? So lewens- en wêreldbeskouing is die oorhoofse en die omvattende beskouing van bestaan, van kennis, van waardes en die aard van die werklikheid. Ideologie is oortuigings oor sosiale ordening, byvoorbeeld wat jy glo oor ekonomie en politieke regering en regstelsel en so meer. En ons skrifbeskouing gaan oor die herkoms, die aard, die gesag, die invloed op die morele lewe en leerstellings wat ons uit die skrif uitkry. En die orde wat daar op die skyfie is baie keer die orde waar volgens mense optree. Eers jou ideologie, dan jou lewens- en wêreldbeskouing en dan jou skrifbeskouing. Nou hierdie skyfie wys vir ons hoe ingewikkeld hierdie goeters is, want die boonste punt is die wêreldbeskouing, en dit is daai oorhoofse beskouing, en dit bepaal en word bepaal deur jou ideologie en deur jou skrifbeskouing, en dit het invloed op jou lewe en optrede, maar jou lewe en optrede het ook al die kante toe. Het dit 'n invloed op mekaar. So by baie mense, as iemand nie 'n gelowige is nie, gaan hulle net wêreldbeskouing, ideologie lewe. Hulle het nie 'n saak met skrifbeskouing nie. Vir 'n skrifbeskouing vir 'n Christen gaan dit ook partykeer nodig wees dat jy jou ideologie direk met jou skrifbeskouing gaan vergelyk, en dat hulle mekaar moet beïnvloed, en van die kant af weer jou wêreldbeskouing en dan die manier van jou lewe, maar al die pyltjies wat na al die kante toe gaan sê vir ons,
dis nie altyd so eenvoudig om te sê hoe hierdie goeters in mekaar steek en hoe hulle mekaar beïnvloed nie, maar dat hulle daar is, die is verseker so. Ek gaan later gaan ek ook sê hoe ek dink ons die goeters dalk op mekaar moet stapel of moet pas. So iemand met 'n liberale lewensuitkyk sal heel waarskynlik 'n liberale skrifbeskouing hê, en iemand met 'n konservatiewe lewensuitkyk sal heel waarskynlik ook 'n konservatiewe skrifbeskouing hê, maar nie altyd nie. Partykeer kry jy dit dat iemand wat polities baie liberaal is, 'n baie behoudende skrifbeskouing oor sekere sake handhaaf, miskien omdat dit nog op die agtergrond van sy lewe is en nog nie op die voorgrond nie. En nog meer verrassend is dit as jy iemand aan die konservatiewe kant kry, met 'n konservatiewe uitkyk, wat byvoorbeeld nie 'n probleem het met homoseksualisme of met goeters wat staan op 'n ander, op 'n bedenklike of 'n liberale skrifbeskouing nie. So, partykeer verbaas iemand jou dat hy anders met sy skrifbeskouing werk as met sy lewensbeskouing. En dit vra vir ons, wat is die prioriteit en die gesag? Is dit die ideologie wat die teologie bepaal? Is dit die politiek wat die geloof bepaal? Want dit wil voorkom asof die meeste mense voorrang gee aan die ideologie bo die teologie, en jou lewens- en wêreldbeskouing heers oor en bepaal jou skrifbeskouing, dat die skrifbeskouing heel onder is. Maar ek dink nie dis hoe dit vir 'n Bybelgehoorsame Christen moet wees nie. Ek dink ons skrifbeskouing moet ons wêreldbeskouing bepaal, en ons wêreldbeskouing moet ons ideologie bepaal, en moontlik is dit dalk die beter volgorde. Of as 'n mens dit darm ergens op 'n prentjie diagrammaties moet voorstel, sal 'n mens seker graag wil hê dat die skrifbeskouing die ander goeters bepaal wat daaruit voortvloei. So waaroor gaan dit ten diepste? Dit gaan oor mens of God. En as daai skaaltjie, daai balansskaal so hang, dan weet ons dat die dinge totaal verskillend gaan wees as jy die mens die swaarste laat weeg, en as jy God die swaarste laat weeg. So dit lyk of die kernpunt waaroor alles gaan neerkom op die voorrang van of God of mens, en dat jy op die ouende vra, wie is die bron van die gesag in jou lewe? Die sentrale idee van die humanisme is dat die mens en welwillendheid die middelpunt van jou bestaan uitmaak. Daar's plek vir godsdienstigheid en selfs vir goddelike inspraak, en dit mag dalk met die hoofletter G geskryf word ook, maar die mens is uiteindelik die gesagsbron. Liberalisme se sentrale idee is vryheid, ook selfs vryheid van God, as jy dit so verkies. En die mense wat die Olimpiese spele se openingsseremonie aan mekaar geflans het, sê dis wat hulle gevier het met die openingsseremonie. In Frankryk is jy vry om te glo of nie te glo nie. In Frankryk is jy vry om lief te wees vir wie jy wil. En in Frankryk is jy vry om te kan wees wat jy wil. So dalk net so tussen hakies, of dit nou die laaste avondmaal is, en of dit nou die orgie van Dionysus is, wat uitgebeeld is met die openingsseremonie, ek weet nie watter een is die ergste nie. Is in elk geval baie duidelik dat daai deel van Europa, of dat daai mense die rug gekeer het op die Bybel en op God. So, en of dit nou die bespotting met die laaste avondmaal is, en of dit nou die heidense fees, en dit sê hulle baie duidelik, dat dit 'n uitbeelding is van die heidense fees van Dionysus. Ja, dan moet 'n ouma besluit wat die ergste is, maar dit is, as die mens op die swaartepunt van die skaal is, dan is dit hoe dat dit lyk. Aan die ander kant, as jy aan God behoort, en hy daarom die middelpunt van jou lewe, van jou bestaan is, as jy hom as die gesagsbron erken, gaan alles baie anders lyk as wanneer die mens in die middelpunt is. En dit is maar per slot van sake waarop dit neerkom.
Oor die betwyfeling van die Bybel weet ons, deur die eeue was betwyfeling van die Bybel op 'n stadium met die dood strafbaar. Die Romeinse kerk het haar veral skuldig gemaak daaraan. En dan kan 'n mens agterkom dat as die kerk mense doodmaak wat die Bybel op 'n manier betwyfel, maar hulle het 'n fout gemaak. Ergens op 'n manier gaan dit 'n invloed hê op mense se siening van die skrif. En dit is seker ook so dat dit op die ou einde as mense foute maak en verkeerd optree en hulle met goddelike gesag beklee in wat hulle doen, dan skep dit probleme wat uiteindelik ook jou siening van God aftakel. En die aftakeling van die regte skrifbeskouing het dalk baie te doen met die sonde wat mense onder die dekmantel van geloof gedoen het en steeds doen. En daarom is dit belangrik dat 'n mens nie net op 'n sekere skrifbeskouing staan, maar nie doen wat die skrif vir jou sê nie. As jy op 'n sekere skrifbeskouing staan, moet die gesag van die woord ook in 'n mens se lewe duidelik en sigbaar deurkom. So ons vra, is die Bybel menslik of goddelik? As ons sê dat die Bybel 'n godsdienstige geskrif is, sal almal saamstem. Maar as ons sê dat die Bybel van goddelike oorsprong is, sal baie mense sê, okay, ons kan nie daarmee meer saamgaan nie. En ek dink is hier waar die skrifbeskouing tot op die been ontbloot word vir wat dit is. Is dit God se woord of mense woorde oor God? Is dit God wat homself aan mense deur die eeue openbaar of bevat die Bybel bloot maar mense se eeueoue nadenke en belewennisse van hulle godsdiens? So dis twee onderskeidings wat ons maar moet onthou en wat dit vir ons maklik maak om te begryp waaroor dit gaan. Maar die betwyfeling van die goddelikheid van die woord kom 'n lang pad. Mense se uitgesproke twyfel oor die goddelike oorsprong oor die woord het in die laaste 2 tot 3 eeue geweldig verskerp en in elke dekade neem dit in felheid toe. En hier is 'n paar mense, 'n paar name. Die eerste ou wat werklik opspraak gemaak het daarmee dat hy 'n ander siening oor die Bybel gehad het, is Friedrich Schleiermacher, daar van 1768 tot 1834. En hy is die vader van liberale teologie. En na hom het klomp mense gekom en in die gesprek nou met Prof Alwyn het hy gesê, van hierdie ouens het ook sterk met Schleiermacher verskil, maar tog het Schleiermacher se siening op 'n manier by hulle ook inslag gevind. Want Schleiermacher het gesê, kom ons kyk na die Bybel as 'n menslike geskrif. En al die ander teoloë wat in hierdie diskussie met Schleiermacher is, val ergens in die struik dat hulle nog steeds nie sê die Bybel is die woord van God nie. Ek kan artikels lees, ek het dit ook hier, waar so onlangs as in 2021 in teologiese tydskrifte gesê word, die woord van God, die Bybel en die skrif is nie noodwendig sinonieme nie, en 'n mens moet pas op vir mense wat dit gevaarlik as sinonieme gebruik. Ons het kerkverbande wat se siening is, die Bybel is nie die openbaring van God nie, dit is getuienis oor die openbaring van God. God het hom in Christus geopenbaar, en die Bybel getuig maar net daarvan. So daar's die openbaring, daar's die getuienis, en dan is daar ook dat die woord van God, of die Bybel, mag dalk weer die woord van God word, wanneer God jou aanspreek daardeur. So byvoorbeeld, en ek dink nie ek is onbillik nie, as ek dit sê, uit so 'n siening kan jy die wet van God lees, en dit mag dalk die woord van God word, as dit jou aanspreek. As dit jou nie aanspreek nie, dan word dit nie die woord van God nie. En ek dink dit is op die ou ende die implikasies. Ek trek die lyn dalk 'n bietjie ver wat dit betref, maar ek wil ook op die ou ende sê, wat is die
grondslag, die Engels, die bottom line van die verskillende sienings. So, en dis die gevaar daarvan. En daarom, via teologiese opleiding, word die gedagte van die skrif as die getuienis of die woorde oor God in die kerk ingedra. Ek het voordat ons opgeneem het vir julle 'n stuk gelees uit 'n artikel wat sê die kerkvolk verskil baie in hulle siening van die teoloog. En dis die probleem wat ons het in die teologiese opleidings, in die meerderheid van teologiese opleidings, word die siening dat die Bybel die woord van God is net doeteenvoudig nie meer gehandhaaf nie. En ek dink die APA onderskei hom daarvan in Suid-Afrika en waarskynlik saam met 'n handjievol ander teologiese instellings wêreldwyd, dat dit ons uitgangspunt is. Die Bybel is die woord van God. En daarom is dit nodig dat ons ook vir die APA bid en dat ons ook dankbaar is en dat ons ook help om toe te sien dat dit die grondslag bly. So om God se woord te betwyfel is nie iets niets nie. Is dit ook so dat God gesê het? Lees ons in Genesis 3 al. En ek dink hierin lê waarskynlik die wortel van alle twyfel oor die gesag van die Bybel. En ons kan maar hoor dat daai selfde uitspraak van die Bybel maar op 'n manier na die oppervlak toe kom wanneer mense met mekaar redeneer oor verskillende onderwerpe en daar eintlik maar dit daarop neerkom. Is dit so dat God dit gesê het? Want ons verstaan dit vandag anders. Ons belewenis en dit wat ons vir waar beskou is anders. Kan ons nog steur aan dit wat God gesê het? So die oortuiging dat die Bybel God se woord is in ons belydenis erfenis. Ja, die prentjie wat hy daar het, ek wonder of hy die man herken. Wonder of hy homself herken. Dis 'n jong Koos Adendorf in 2010 in Skrif en Roeping. Ja, dis mos Skrif en Roeping van die VCA. Roeping en riglyne. Roeping en riglyne van die VCAO was hierdie artikel gewees. So ook aanlyn beskikbaar. Die goed is daar, ons moet maar net partykeer daarna gaan soek. So ons belydenis erfenis sê dat ons nie die gesag van die skrif hoef te verdedig nie. Die Nederlandse geloofsbelydenis, daarin bely ons die woord is die woord van God. En ons hoef dit nie te bewys nie. Want agter die Bybelskrywers en hulle werk is die inspirasie van die Heilige Gees. Dis nie mense wat uit hulle self uit besluit het om sekere goeders te skryf en sekere gedagtes neer te pen om hulle getuienis na te laat vir mense wat later mag kom nie, maar dis die Heilige Gees wat deur hulle gespreek het. En daarom is God die eintlike outeur van die Bybel. En dis die geïnspireerde woord van God. En jy kan gerus ook gaan kyk na die pragtige gedeelte daar in 2 Petrus 1, wat sê dis nie kunstig verdigte fabels nie. Die hele sogenaamde nuwe hervorming se siening van die skrif is eintlik maar kunstig verdigte fabels. Ons hoef niks daarvan te glo nie, want baie min wat daarin beskryf word het werklik gebeur. Dis maar 'n verhaal met 'n betekenis. Dis nie kunstig verdigte fabels nie. Ons het die profesie wat baie vas is, lees ons in 2 Petrus 1. So die Bybel is God se woord. Vandag sê mense dat mense, kerke en kerkvergaderings aan die Bybel gesag gee. Hy het nie noodwendig 'n gesag in homself nie. Maar in ons belydenis erfenis getuig ons saam met gelowiges deur die eeue dat die gesag van die Bybel nie van mense afkom nie. Die Heilige Gees getuig in ons harte dat dit van God is. En in NGB artikel 5 word gesê,
aangesien selfs die blindes kan tas dat die dinge plaasvind wat daarin staan. Toe ek vanoggend uit 2 Timoteus 3 gelees het, kon ek maar net sowel een van die koerante of al die koerante ook hier oop gehad het. So, hoe vars en aktueel en van toepassing is die gedeelte wat ons uit 2 Timoteus 3 gelees het. Die blindes self kan tas dat die dinge plaasvind wat daarin geskrywe is. So die Bybel is anders as enige ander menslike geskrif, maar dit is deur mense oorgedra omdat God met mense kommunikeer. As ek dalk nou 'n goeie woordjie vir Schleiermacher moet inkry en hier moet die profs en die doktore my help, dan was dit gewees dat Schleiermacher gesê het, maar daar is ook die menslike aspek waarna ons moet kyk. En ons moet die geskiedenis en ons moet die literatuursoort en ons moet al hierdie goeters in ag neem. Maar hulle het probeer om dit te doen sonder inspirasie. En hulle het gekyk, kom ons kyk net na die teks. Kom ons kyk net na die geskiedenis. Kom ons kyk net na die persoon van die outeur. En hulle het dit losgemaak van die inspirasie. Ek gaan nou daarby kom, ek loop dalk net so 'n bietjie vooruit. Ons moet vir onsself baie duidelik maak of ons in eenvoudige taal kan verduidelik wat die organiese inspirasie van die Bybel beteken. Kan ons vir ons kinders leer wat organiese inspirasie beteken, want dit beteken juis dat in die inspirasie, weet ons, het God mense gebruik. Hy kommunikeer met mense in hulle tyd en hy dra deur hulle die goddelike woord wat eeue omvat, draai aan hulle oor. Dis in organiese inspirasie kyk ons baie beslis nie die tyd en die omstandighede en al die goeters wat met die agtergrond van die Bybel gepaard gaan mis nie. Inteendeel, dis waaroor die teologiese vakke en die Bybelvakke en uitleg en hermeneutiek en al hierdie goeters waaroor dit gaan, sodat ons juis erns kan maak met die inspirasie van die Bybel, want God het sy woord deur mense oorgedra, omdat hy met mense kommunikeer. So in die erkenning van die gesag van die Bybel gaan dit om 'n intensiewe bestudering van die Bybel, maar nie 'n intensiewe bestudering van die Bybel soos 'n gewone geskrif nie. So die Bybel sal uit die aard van die saak 'n ander boodskap gee as dit bloot as 'n menslike geskrif bestudeer word. As jy die Bybel op dieselfde vlak met antieke godsdienste en antieke kulture se geskrifte vat, gaan jy natuurlik 'n totaal ander boodskap daaruit kry. En dan haal jy die fundament, die boom van die Bybel haal jy uit. Toe ek besig was met verdere studie, het een van die ek was ingeskryf op 'n stadium vir 'n D by Unisa en ek het nie daarmee aangegaan nie. Een van die redes wat ek nou maar kan sê ook, wat daarom nou nie maak dat ouens vir my vra, hoekom het jy nie klaar gemaak nie, is my medestudieleier het op die ou ende gesê, 'n mens kan preek uit Confucius se spreuke ook. Dit kan ook woord van God vir jou word. Kan nie daarmee saamgaan nie. Bybel is nie maar net 'n antieke geskrif, dat ons Confucius of wie ook al in die geskiedenis se wyshede kan vat en sê, dit kan woord van God vir ons word in 'n dinamiese woord gebeure, en dat 'n mens kan sê, so spreek die Here nie. So waar staan ons dan vandag? En ek dink die twee prentjies wat daar is, wys vir ons twee verskillende sienings. Baie dankie Piet hiervoor. Die vraag is, kyk ons op na die skrif of kyk ons af op die skrif? So in die AP Kerk kyk ons op na die skrif. Ons erken God se gesag in die Bybel. Dis God wat spreek in mensetaal. Ons durf nie sê
dit of dat is maar Paulus se siening. En dat hy wat se beskrywing wat ons ook al het, daaraan wil gee nie. Ons erken God se gesag in die Bybel. Dis God wat spreek in mensetaal. Die klem is nie op die mensetaal en die mense werk nie. Ons kan ook vir mekaar sê, wie die Bybel aantas, tas God aan, want hy openbaar homself in die Bybel, in die skrif aan ons. Want wanneer ons die Bybel lees, hoor ons, so spreek die Here. Baie mense in baie kerkverbande kyk teen die Bybel as mensewerk vas. Hulle kyk af op die Bybel. En as jy God as die eintlike outeur van die Bybel uit die oog verloor, kan jy nie meer opkyk na die Bybel nie. En as jy afkyk na die Bybel, het jy jouself verhef. En het jy jouself dalk verhef tot God in jou eie oë. En ek dink is 'n baie gevaarlike posisie om jouself in te stel. Daarom is die tema skrifbeskouing die termometer, die godsdienstige termometer van kerk en samelewing. En dat ons dan ook moet vra, eenvoudig, kyk ons op na die Bybel of kyk ons af op die Bybel? Nou kom ek na die einde toe, so julle kan nou sê, dankie tog, einde is in sig. So 7 trefpunte wat ek genoem hier in die volgende skyfie, en daar gaan ek net so 'n paar goedjies wys wat 'n mens tog maar in die sosiale media kry, wat ek dink wat belangrik is dat 'n mens moet sien. So merkers van 'n begronde skrifbeskouing is die Bybel is die geïnspireerde woord van God. Die inspirasie is organies, waar die Here elke Bybelskrywer se persoonlikheid, sy talente, sy styl in diens neem. Die omstandighede waarin die Bybelskrywer optree, dra die teken dat die Here se woord vir alle tye en omstandighede toepaslik is. In 2 Samuel 23 en Prediker 12 en Jeremia 36 en 2 Korintiërs 2 en 2 Petrus 1 praat onder andere hiervan. Ek gaan nou nie die skrifgedeeltes lees nie, ons sou dit ook kon doen. Die Bybel is die onfeilbare en die foutlose woord van God. Dit is die weg tot saligheid. Dit dui God se pad na die koninkryk onfeilbaar aan. God openbaar sy wil onfeilbaar aan ons. En ons sien dit in Johannes 1 en ons sien dit in Johannes 20 en 1 Johannes 5 en so meer. Baie ander skrifgedeeltes meer. Alles in die skrif wys na Christus toe. In Lukas 24 lees ons van die gesprek van Christus met die Emmausgangers, dat hy vir hulle van Moses en die profete af vir hulle uitgelê het in die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Met ander woorde, alles wat in die Ou Testament geskryf is, het betrekking op hom. Ook in Lukas 24 dat hy vir die disippels ook sê, dis die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. En toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En ek dink dit is 'n belangrike aspek, is dat die Here self ook ons verstand moet verlig om die skrif te verstaan. Die Bybel het goddelike gesag. As geïnspireerde openbaring van God is die Bybel die gesagvolle woord van God wat al die mens se omstandighede, node en versigtinge aanspreek. Ons luister met eerbied, soos 'n klein Samuel, dat ons sê, spreek Heer, want u diensknegt luister. Die Bybel is ook noodsaaklik. Sonder die Bybel sal ons nooit God in sy reddende heerlikheid leer ken het nie.
Die openbaring in die natuur is nie genoeg om ons tot saligheid te lei nie. Sonder die woord wat ons van God se seun Jesus Christus leer, kan ons nie by die Vader uitkom nie. Johannes 14 vers 6, die Here wat sê, sonder my kan julle nie by die Vader kom nie. Die woord van God is duidelik. Al is die dieptes van die woord onpylbaar, en al kan ons nie alles met ons klein nou menslike verstandjie uitredeneer nie, is die boodskap van die verlossing so duidelik, dat klein kindertjies dit kan verstaan. In Psalm 36 vers 10, die ou pik, se lese wat ook in die slag gebly het, in u lig sien ons die lig. So die wat nog by die PU vir CAO was, en julle sal Psalm 36 vers 10 goed ken. Die Bybel is genoegsaam. Dit bevat die wil van God volkome en leer vir ons alles wat ons moet glo genoegsaam. Ons het niks meer en niks minder as die Bybel vir ons saligheid nodig nie. En ons voeg nie tot die Bybel toe of vat daarvan weg nie. En sê die belydenisskrifte, ons stel dit nie gelyk met menslike geskrifte nie. Ons verwerp alles wat nie daarmee ooreenkom nie. En jy kan ook Galasiërs 1 vers 8 gaan lees in hierdie verband. So wat word van gelowiges gevra? 'n konsekwente, korrekte skrifbeskouing op die voorgrond van ons gedagtes as die rigsnoer vir ons hele lewe. Ons moenie die Bybel deur ons ideologiese of politieke bril probeer verstaan nie, en ons moet elke aspek van ons lewe onder die gesag van God se woord stel. So die orde is skrifbeskouing, wêreldbeskouing, ideologie en ons optrede, ons lewe. So ek wil vir u so net 'n paar goedjies wys. Paul Washer het gesê, the reason why there is so much confusion over sin is because there is confusion about who God is. Most people don't have a biblical view of God. Their view of God is based upon their own opinions. En ek dink dit is 'n baie waar ding, dat hy sê ook, so what most people do is they make a God in their own image and likeness. So the God they've made like the things they like and hates the things they hate. En dit is baie waar. Volgende enetjie wat sê, morals have changed, churches have changed, societies have changed, people have changed. But God's word remains the same. Dis 'n interessante ding dat geloof daag enige ideologie en enige tydsgewrig en enige menslike siening loodreg uit. Daar's nie 'n enkele isme behalwe suiwer kalvinisme wat nie lynreg deur die skrif uitgedaag word. Kommunisme, humanisme, liberalisme, konservatisme, fundamentalisme, al die ismes, feminisme, chauvinisme, al die ismes word loodreg deur die woord van God uitgedaag. We're at a point in Christianity where people don't care if you can back it up with the Bible. Their feelings, desires and emotions override what Scripture says. They don't follow Christ, they follow self. J.C. Ryle se stukkie by die boot wat so skuins lê, praat van 'n klein gaatjie wat 'n groot skip kan laat sink. En so kan klein bietjie sonde 'n siel verwoes, maar ek dink is ook van toepassing, 'n klein afwyking op skrifbeskouing gaan jou op die rotse laat beland. So jy kan maar 'n klein afwyking
in skrifbeskouing hê. Hou net daarmee aan. En dit is in 'n tweede artikel wat ek geskryf het, wat in die Boodskapper is, en ek gaan dit hier noem. Dr. Johan Retief het so jaar na 18 maande gelede was hy goed hoog in die koerant gewees. 'n Ou wat met 'n doktorsgraad in teologie op die ouende gepraat het van sy wedergeboorte tot ongeloof. En hoe bevrydend hierdie wedergeboorte vir hom was om vry te kom van die God van die Bybel en van die Bybel self. So in daai artikel sê ek uiteindelik is 'n skewe skrifbeskouing lei tot ongeloof. En 'n mens kan maar gaan kyk na al die ouens van die sogenaamde nuwe hervorming. En as ons name moet noem, dan moet ons maar die name noem. Maar 'n hele klomp van hulle het geëindig by ongeloof. Is nie Johan Retief nie, Dr. Ben de Tooy het geëindig by boeddhisme. So 'n klein afwyking in skrifbeskouing laat loop lewens op die rotse. Paul Washer is 'n ou wat hy skiet reguit pile. Submitting our lives to the Word of God is not radical Christianity, it's basic Christianity. Dit moet maar insink. Dit moet maar insink. Volgende enetjie wat sê, as dit 100 jaar gelede verkeerd was, is dit vandag ook verkeerd. Ons moet nie die evangelie afwater om nie aanstoot vir mense te gee nie. Don't twist the word to fit your life. Instead, you should untwist your life to fit the word. Satan's strategy is simple. Make sin look normal and make righteousness look weird. En dit het te doen met hoe sien ons die Bybel. Hier is 'n belangrike ene. When a church changes biblical truth and standards to match the current culture, they're no longer following the Bible, they're following the lost. Moet maar insink, termometer, die godsdienstige termometer van kerk en samelewing moet maar die temperatuur wys. We do not change the scripture changes us. Let the Bible, the whole Bible, and nothing but the Bible be the rule of our faith and practice. Conformity is doing what everyone else is doing, regardless of what is right. Biblical obedience is doing what is right, regardless of what everyone else is doing. Beware of those Christians whose faith is based on their own ideas and feelings and what they think is right and not on God's word. Dan John MacArthur wat sê scripture needs no updating, editing or refining, whatever time or culture you live in. It is eternally relevant. It needs no help in that regard. It is pure, sinless, inerrant truth. It is enduring. It is God's revelation for every generation. En hier is die laaste ene. Stry maar met die Bybel met alles waaroor jy beskik. Jy is steeds verkeerd en die Bybel is steeds reg. Ora est.